Interessante statement. Dus ek sit nou en dink terwyl hy praat oor, as jy nou praat van 'n tafel, nou praat jy van 'n paleis, dan praat jy van 'n koning. Ja, nou daar was groot konings op die aarde. Ek dink Salomo was seker die rykste, grootste, beste seun, né? Nou sal ek nou vir jou vra, wat sou jy nou gegee het om nou Salomo se tafel te kan gesit het met al daai kosse en al daai goeders en al daai pragt en praal? Dan dink ek dit moes nogal iets, né? Nou, ek wil die vraag vir jou vra vanmôre wat hy nou genoem het. Om te kan sit aan daai tafel, nou vra ek jou die vraag. As jy nou 'n huis moet bou, jou droomhuis. Ek sê 'n bouer nie, julle manne wat nou weet van bouery. Hoe lank vat dit nou om 'n 6 verdieping huis wat 'n halwe hektaar groot is te bou? Miskien kom julle nou gee. Ja? Ja. Dink jy ja? Okay, om 'n massive huis te bou. Met al die pragt en praal wat jy nou wil hê, goue barrens en whatever. Nou goed. Nou, ons gaan 'n bietjie verder en sê hoe lank sal dit jou nou vat om 'n paleis te bou? Kom ons sê 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar. Kom ons sê 10 jaar. As dit nou jou ultimate plek is wat jy nou in jou lewe verby wat al die plekke in Suid-Afrika is. As jy nou sê jy al die geld in die wêreld is en jy bou in jou plek. Kom ons sê 10 jaar, hoor. Kom ons stop gou daar. Nou Jesus sit by sy disippels. Hy sê vir hulle, boys, ek gaan julle nou los. Wat? Ja, ek gaan julle los. En dan sê hy interessantelik, dis vir julle voordeliger dat ek julle los. Wat? Hy sê, moenie worry nie, want ek gee vir julle my gees wat in julle sal woon. En julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Sê Jesus. En dan kom die interessante enetjie. Ek gaan voor julle uit om vir julle 'n plek voor te berei. Okay, dit staan in jou Bybel. Ons maak gou sommetjies. Hoe lank gelede was dit? 2000 jaar gelede. Is Jesus en die engele besig om vir ons 'n plek voor te berei. Is jy met my? Can your mind consume it? As 'n mens iets bou en as God iets bou, is twee verskillende dinge. Kan jy dink wat God besig is om vir ons voor te berei, man? Jou mind kan jy kan dit verwerk nie, man. Jy dink aan waterkloof en jy dink aan sand en jou ou koppie is op die aarde. Maar die Here is besig om vir sy kinders 'n plek voor te berei. What a day. Ek dink, eendag het ek vir my pa gevra, hoe gaan dit eendag wees in die hemel, as ons nou heeldag die Here loof en prys? Want hy sê ons sal nie elke dag, jy weet, ek sukkel hier op die aarde om 5 liedjies te sing, dan raak ek moes 'n bietjie moeg. As ek nou hierdie enetjie gesing het en daai enetjie gesing het, okay, as jy nou so vir 'n week gesing het of vir 2 weke gesing het, okay, dis alright, en nou vir 'n jaar gesing het of vir 2 jaar, alright, en nou gaan jy vir 10 jaar sing of vir 100 jaar, en nou gaan jy sing tot aan alle ewigheid. Dit is nog 'n lang tyd, ja. Wie wat gaan ek in die hemel doen? Ons gaan heeldag die Here loof en prys. Dan vra ek my pa, hoekom gaan ons die Here loof en prys? Hy sê, want jou mind gaan nie consume wat die Here vir jou voorberei het nie. Okay, jou mind kan nie dit verwerk wat die Here vir jou beplan het nie. Jy dink met jou ou aardse ou koppie, en jy dink aan ou boere lekker kos, 'n bietjie vir 'n Sondagmiddag lekker aftyk nie. Jy verstaan nie God se denke nie. Hy sê sy denke is nie jou denke. Dis presies wat hy sê. Om die Here se tafel te sit. Dis in die volgende week. Nou al wat hy vir jou vra is, glo net. Here, ek verstaan nie lekker wat jy aangaan, Here, maar gee gaan my handjies. Ja, ek het altyd gedink om die hande op te steek is 'n apostolie ding. Dis 'n oorgee ding. Ek gee oor. Here, maak my soos ek U wil hê ek moet wees. En ek dink dis wat Jan gesê het. Ons sal sit aan die tafel van die Here, waar jy kan rus hê, dat jy nie kan worry nie, want hy klaar oor jou geworry. Jou aftreepolis, jou beste psalmpolis, Psalm het vir jou gelief hoor, net so baie hoor. Hy het gesê jy moet 55 jaar werk, tot 55, dan kry jy gemoedsrus.
Dan kan jy huisie by die see optel en dan kan jy skulpies optel. Garantie, gaan net 10, 20 jaar leef. Dan sit verby en erf jou kinders dit. Ek wil jou na 'n ander polis voorstel. Polis van die ewige lewe. Waar jy elke dag in jou hele lewe in die teenwoordigheid van die Here wees. Weet jy wat is God? God is liefde. Eendag sê my pa dat die liefde van God is so groot. Jy weet as ek en jy hoendervleis kry. Jy weet mos as jy daai oomblik het van hoendervleis, as jy hierdie girl gecheck het en daai girl like jou en daai iets gebeur, daai magic gebeur. Daai hoendervleis oomblik gebeur. Imagine dat jy jou hele lewe lank hoendervleis gaan kry om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Geen wonder jy gaan hom loop en prys. Want jy gaan verstom staan oor wat hy vir jou voorberei. Dankie Rood. Manne, kom ons lig erg het my as ek sien dat my kinders sukkel. Al julle kleintjies het. Eers sukkel oor daai dinge. Kom vra jy nie my nie. Ek ken jy nie goed. Maar ek wil nie papa pla nie. Papa is besig. Geef vir my. Bring dit aan my toe. Ek verstaan hierdie goed. 1, 2, 3. Hoekom? Die Here sê man, kom na my toe. Almal van julle wat vermoeid en belas. En ek wil elke man net sê, dankie dat jy gekom het hierdie naweek. Om net 'n bietjie perspektief te kry, te sê, die Here wil jou na 'n volgende level toe vat. Gee hom net 'n kans. Gee hom net 'n kans. En elke, hy het so mooi gesê, elke is uniek. Die Here praat van 'n portion. Ons elkeen is daar 'n erfdeel uitgemaak. Hy weet seker ouens hou van vis man, en ander ouens hou van steaks man. En ander ouens hou van dit man. Die Here weet dit. Hoekom? Wat het jy gemaak man? Hy weet jy hou nie van dit nie, en hy weet daai ou nie van dit nie. Hy het jou gemaak man. Hy het jou uitgedink man. Hy sê voordat jy dink, weet jy reeds wat jy gaan sê. Ek gaan dit weer sê. Voordat jy praat, hy weet wat jy gaan sê. Hy het jou uitgewerk. Hy het jou uitbemeester. Kom net uit jouself uit. Geen net weer oor en om. Dat jy kan word wat hy wil gehad het jy moes wees. Dat is die bottom line. Dankie Roan. Mag die Here jou seën. Ek dink vanmiddag